Vandag wil ek met jou deel oor wen die oorlog in jou gedagtewêreld. Hoe die vyand jou eie gedagtes gebruik. Abba Vader, ons kom voor U vandag. Dankie Vader dat U getrou is en dat U altyd by ons is. Dankie dat U vir ons omgee, as ook wat in ons gedagtes aangaan. Here, U gee vir ons die oorwinning en dankie dat ons kan stap in dit wat U vir ons aan die kruis volbring het. Vandag wil ons gedagtes voor U bring, Here, want ons wil nie langer in vrese, verwerping en skuldgevoelens leef nie. Heilige Gees, ons nooi U in ons gedagtes in, dat ons daar gesond kan raak en elke gedagte in lyn kan bring met U waarheid, sodat ons in U vrede kan stap en dat ons kan verklaar, I have the mind of Christ. Heilige Gees, versterk en help my om die woorde te spreek, soos net U dit aan my kan openbaar. Ek bid dat U elke mens wat vandag luister opnuut sal aanraak met U salwing en dat ons nou bewus sal wees van U presence, U sagte, liefdevolle aanraking in Jesus naam. Amen. Die geveg in jou gedagtewêreld is nie waar die meeste gelowiges dink dit is nie. Baie gelowiges is baie lief vir God, hulle bid getrou, hulle bedien heelhartig en begeer om in oorwinning te leef, maar steeds ervaar hulle innerlike konflik, druk, vrees, angstigheid, ontmoediging en onstabiliteit. Dit beteken nie dat God hulle gedrop het, of dat God se beloftes nie krag dra nie. Dit wys eintlik vir jou dat die werklike geveg nie reg verstaan of reg bewaak word nie. Die vyand begin nie met chaos van buite nie. Die vyand begin met 'n innerlike gesprek. Onthou julle vir Eva in die tuin? 'n gedagte word voorgestel. 'n vraag word geplant. Het God gesê? Onthou julle Eva se gedagtes? Wat stilweg in die gedagtes begin, word sigbaar in die lewe en dit manifesteer in jou lewe. Die woord wys vir ons dat die intellek, die gedagtes, die primêre plek van geestelike konflik is. As die waarheid nie aangeraak en mee gedeel word nie, sal ons probeer om die uiterlike simptome te beheer, terwyl die ware bron van die geveg nog nie aangeraak is nie. Nou waar is hierdie geveg? Die woord van God openbaar die natuur van die konflik. Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Sien julle die 4 dimensies? Mense is nie die vyand nie. Omstandighede is nie die vyand nie. Situasies is nie die vyand nie. Die geveg, die oorlog is geestelik, nie natuurlik nie. En dit vind plaas in die onsienbare realms. En die meeste van die tyd manifesteer dit deur gedagtes, deur gesprekke en redenasies. Die vyand wil jou beïnvloed hoe jy God sien en ook hoe jy jouself sien. Wat stilweg as 'n gedagte begin, sal gesien word in jou keuses en patrone wat jy volg. Totdat jy die ware geveg herken het, sal jy die simptome beveg in plaas van die wortel. Spreuke 23:7 sê vir 'n mens is wat jy dink. So waarmee stem jy saam? Dit waarmee jy saamstem, sal jou laat volg in daardie rigting. En dit wat jy toelaat, sal jou koers aanwys. Die vyand se strategie is subtiel. Gedagtes soos, hoekom vat dit so lank? God help ander, maar nie vir my nie. Ag jy weet, dis maar seker hoe die lewe is.
Dit kan miskien logies klink, maar indien dit nie gehanteer word nie, kan dit teen die kennis van God werk. To oppose the knowledge of God. 2 Korintiërs 11:3 beklemtoon hoe die bose baie keer beheer uitoefen oor ons gedagtes en ons verlei. Die vyand kan gedagtes en suggesties in jou gedagtewêreld plant, en wanneer jy dit aanvaar en daarop reageer, dan begin jy dinge doen wat jy nie wil doen nie. Jou eerste stap vir oorwinning is awareness. Met ander woorde, die bewustheid daarvan. Is jy bewus daarvan? Jy kan nie 'n geveg of 'n oorlog veg as jy dit nie erken nie. Wees waaksaam en nugter. 1 Petrus 5:8 sê vir ons, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Jou gedagtes is 'n geestelike poort, met ander woorde 'n gateway. Wat jy in jou gedagtes toelaat, bepaal die kondisie van jou hart. So watter gedagtes aanvaar jy en laat jy toe? Want Spreuke 4:23 sê vir jou, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die oorspronge van die lewe is dan jou hart, jou purpose. Vestings word gevorm deur gedagtes en redenasies. 2 Korintiërs 10:4 sê vir ons, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Nou wat is vestings? Vestings is patrone van denke. 'n sekere manier van dink wat teenstrydig is met die waarheid. Innerlike vestings word opgerig as jy aanhoudend saamstem met leuns en halwe waarhede. So ons kan nie 'n halwe waarheid eers vat vir ons nie, want die vyand sal kom nie met 'n 98% draaiing nie, hy sal kom met 'n 2% verdraaiing van die waarheid. Vernuwing is die sleutel vir transformasie, want transformasie begin innerlik, met ander woorde, aan die binnekant. Van die binnekant af word ons gesond. Romeine 12:2 en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Bewaak jou gedagtes daagliks, dit is jou verantwoordelikheid. 'n Vesting is nie 'n demoon wat op jou skouers sit nie, dit is 'n leuen wat in jou logiese denke is. Dit is 'n gedagte wat gevorm is deur aanhoudende repetisies, deur herhalings, emosies en gebeurtenisse. Byvoorbeeld, ek het gedink God het my so gemaak, want ek het gedink ek is so gemaak, omdat ek seker gevoelens het wat ek nie verstaan is nie. Nee, dit is alreeds 'n oorwinning as jy ophou saamstem met die leuns van die vyand. Is dit jou gedagtes of wat die vyand in jou plant? Oorlogvoering moet ons onthou is geestelik. Satan wil jou gedagtes kloon, dat jy dit moet aanvaar as nie jou eie nie. Jy aanvaar wat nie joune is nie, asof dit jou eie is. Johannes 13:2 En gedurende die maaltyd het die duiwel dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Onthou julle, Judas was een van Jesus se apostels en die duiwel het die voorstel in Judas ingegee. Dan sal hy die situasie versterk, sodat jy dit sien as jou eie gedagtes. Satan plant dit, Judas beplan dit. Satan sal gedagtes plant, soos die wêreld sal 'n beter plek wees sonder jou, of elkeen haat jou. Jy is treurig, jy is vet, jy is 'n 0 op 'n kontrak. Jy sal nooit goed genoeg wees in enige iets nie. Jy kan die gedagte aanvaar en dit beplan,
Jy kan die gedagte herhaal, of jy kan meng met mense wat dieselfde gedagtes het, maar die Bybel sê, toe het Satan in hom ingevaar. As Satan gedagtes plant, wil hy dit kloon, dat dit moet klink soos jy, en dit nie teestaan nie. Ek hoef nie selfmoord te pleeg, omdat dit moeilik met my gaan nie. Nee, God het 'n doel vir my lewe. God is op die troon, die draai sal kom. Satan kan nie suksesvol wees indien jy nie saamstem nie. Jy het 'n keuse, of jy sy leuns gaan toelaat en aanvaar. As jy die leuns voed, met ander woorde, as jy dit water gee, gaan dit groei. As jy kuier by vriende wat jou trauma deel, wat jou verwerping deel en saamstem met dieselfde leuen, then you assist the devil. As albei saamstem met dieselfde leuen, moenie saamstem met die duiwel nie, weerstaan hom. Jy kan nie elke gedagte beheer wat in jou gedagtes opkom nie, maar moenie saamstem daarmee nie, of moet dit nie aanvaar nie. Onderskei of die gedagtes van God is en of dit van die vyand afkom. Die geveg in jou gedagtewêreld word nie oornag oorwin nie, maar oor 'n tydperk, totdat jou oorlog in jou gedagtes jou plek van deurbraak word. Daar waar jy miskien nog vir God blok in jou mind, ek dink nie dit kan met my gebeur nie. Is dit regtig vir my, Here? Ons moet die Here nie blok nie. Deurbrake in ons lewens benodig repetisies, herhalings. Repetisie is nodig om 'n vesting neer te werp. Verklaar God se woord oor jou gedagtes, soos die muur om Jerigo. Hulle moes bid 7 dae, totdat die muur kraak en val. As die muur val, stap jy in jou destiny, in jou bestemming. Jy stap in God se calling vir jou. God sal deure oopmaak en gawes sal begin vloei. Maar hoe wen jy die oorlog in jou gedagtes? 1. Vernuwe jou gedagtes. Change your mind. Ons dink nie God moet anders stop hoe hulle ons behandel nie, of God moet nou mense stop wat jou onseker laat voel nie, of jou juffrou moet nou verander omdat sy goed sê wat jou seer maak nie. Nee, God verander eers. Jou mind moet eers verander, dan verander jou sirkel, daardie siklus. Romeine 12:2 sê, change your mind, dan sal jou lewe verander. Jy is nie jou gedagtes nie, nog 'n punt. Dit is net soos 'n kind, moet 'n gedagte ook ingeoefen word, hy moet getrein raak. Filippense 4:8 sê vir ons, die dinge wat ons moet bedink, dit wat eerbaar is, wat regverdig is, alles wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is. Jy kan miskien nie iets daaraan doen nie, maar daar was 'n tyd wat jy dit kon weerstaan het. As jy 'n depressiewe gedagte kry, maak dit nie van jou 'n depressie leier nie. Of bijvoorbeeld as jy miskien 'n offended gedagte kry, is dit nie dat almal nou op eiers moet loop, omdat jy miskien lig geraak is nie. Nee, neem beheer oor jou gedagtes. 2 Korintiërs 10:5. Neem elke gedagte gevange tot die gehoorsaamheid aan Christus. Jy moet eers bewus wees van 'n gedagte voordat jy dit gevange kan neem. Bring dit na die Heilige Gees. Beheer wat jy toelaat om in te neem. Byvoorbeeld, ek lyk so. Ek dink ek gaan nooit 'n man of 'n vrou kry nie. Dan dink jy by jouself en vra vir die Heilige Gees, Heilige Gees, van waar af kom hierdie gedagte? En dan neem jy dit gevange. Want jy kan dit nie gevange neem indien jy nie daarvan bewus is nie. So jy vra, Heilige Gees, wat sê U hieroor?
en luister wat die Heilige Gees oor jou sê en herhaal dit. Maak jou mind bewustelik, intentional, bewus, vol met goeie dinge. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Johannes 8:32. Vul jouself met bemoedigende woord, ga na selgroepe, luister na 'n preek, doen Bybelstudie of wat ook al. En sê hardop wat God van jou sê. Wie sê God is jy? Nie 'n mens se opinie nie. Wie sê God is jy? God het jou uitverkies. Hy sê vir jou, jy is myne. Vader, ek weier om gelykvormig te word aan hierdie wêreld. Ek yield my gedagtes vir U. Ek gee my gedagtes vir U. Transformeer my, verander my. Ek verklaar dat my gedagtes nie langer wild sal rondhardloop nie. Ek sal my gedagtes beheer deur die Heilige Gees. Ek is vernuwe elke dag in my gees, in my gedagtes. Ek breek nou met elke ooreenstemming met donker gedagtes. Ek is nie langer verwyder van die waarheid nie. Sit nou jou hand op jou kop en sê, in die naam van Jesus, werp ek elke vesting neer wat gevul is met leuns, gevul is met vrees en wat gevul is met skande. Elke argument en elke imagination wat opstaan teen God, val vandag. Ek neem elke gedagte gevangene tot die gehoorsaamheid aan Jesus Christus. My gedagtes is nie 'n tronk nie, maar 'n plek van deurbraak. Ek weerstaan die duiwel en hy moet van my af wegvlug. Ek verplaas leuns met die waarheid. Ek verklaar my gedagtes is bewaak, my geloof is aktief en my hart is bedek deur die bloed van Jesus. Dankie Here, dat soos ek nou die broodjie, U liggaam inneem, kan ek verklaar, I have the mind of Christ. En soos ek die sap U bloed inneem, kan ek weet en glo, my hart is bedek met die bloed van Jesus, skoongewas, gereinig en witter as wol sal ek wees. Amen.